Paasfees is weer verby en weer eens gaan ons lewens net aan. Die Here is gekruisig en begrawe en het op die derde dag weer opgestaan en ons het dit gevier en herdenk en ons lewens het net weer aangegaan. Maar sien, die Paasseisoen is nog nie verby nie. Want vir die volgende 40 dae het Jesus herhaaldelik aan sy disippels verskyn en hy het hulle geleer en bedien en seker die belangrikste van Jesus se lerings in daardie tyd was die groot opdrag. In hierdie opdrag gee Jesus aan sy disippels 'n monumentale taak wat 'n kernaspek van ons geloof vorm. En ons almal ken dit, maar dikwels vergeet ons die orde van die groot opdrag. Iewers in ons kerk wees of gelowiges wees, het ons besluit dat die verkondiging van die evangelie begin by die 10 gebooie. En ons probeer om mense wat nog nie ingekoop is tot die geloof nie te hou by 'n standaard wat gestel is vir die volgelinge van Jesus. En wanneer ons dit doen, dan dryf ons eintlik net mense verder weg van die geloof af. So, ons gaan vandag bietjie kyk na die groot opdrag, soos hy is in Matteus 28. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van tyd." So eerstens sê Jesus, gaan. Die eerste deel van die opdrag is om te gaan. Dis 'n aktiewe betrokkenheid in die wêreld rondom ons. Ons word nie geroep om passief te sit en wag dat mense na ons toe kom nie. Ons het die opdrag om uit te gaan in die wêreld en deur kulturele, geografiese en sosiale grense en die evangelie daar te deel. Dis 'n oproep van doelbewuste evangelisasie en sending om uit te reik na die mense wat nog nie van Jesus gehoor het nie. Dan as ons gegaan het, sê Jesus, maak disippels van al die nasies. Nie net goeie mense nie, maar disippels, volgelinge, aktiewe gelowiges. Nie mense wat net sê hulle glo of wat kerk toe gaan omdat hulle moet nie, maar mense wat eintlik wil. Jy maak nie 'n disipel net met jou woorde nie. Jy doen dit met jou dade, jou voorbeeld, jou leefstyl, deur anders te wees en anders op te tree, deur gereed te staan met 'n antwoord oor die hoop wat in jou lewe is. Dan as hulle ingekoop is tot die geloof, doop hulle. Want die doop is 'n tasbare teken van 'n persoon se besluit om vir Jesus te volg en deel te vorm van die liggaam van Christus. Onthou daai liedjie, die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Dis die seël, dis die teken. Dan eers, sê Jesus, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Eers nadat ons disippels gemaak het van die mense en hulle gedoop het, gee Jesus ons die opdrag om hulle te leer. Hierdie lering is nie beperk net tot intellektuele onderrig nie, maar sluit ook disippelskap in, om gelowiges op te lei, om in gehoorsaamheid aan Christus se bevele te lewe, om in verhouding met hom te groei en om volwasse volgelinge van Jesus te word. Dis nie net die oordra van Bybelkennis nie, maar ook die modellering en mentorskap, om saam met die nuwe gelowiges te stap terwyl hulle met hulle geloofsreis begin. En dan laastens sê Jesus, en kyk, ek is met julle al die dae tot in die volëinding van die wêreld. Jesus sluit hierdie groot opdrag af met 'n belofte van sy voortdurende teenwoordigheid. Hy sê, kyk en julle sal sien, ek is by julle. Dit sluit mooi aan by ons boodskap van laasweek. Soek en jy sal vind, kyk en jy sal sien dat die Here is altyd met jou. En hy is altyd goed. Al wat jy moet doen om dit te onthou is, kyk. Ons geloof is mos baie meer as net 'n stel reëls en regulasies. Dis 'n aktiewe verhouding met die opgestaande, lewende Here. So kom ons begin daar as ons die groot opdrag uitleef. Tot 'n volgende keer.